Goeiemôre. Soos gister beloof, wil ek van nou af bietjie met jou gesels oor die geestelike leiers met wie die Here Jesus te doen gekry het, terwyl hy hier op aarde was. Nou, van die bekendste onder hierdie is natuurlik fariseërs. En ek wonder hoeveel van ons weet wat is 'n fariseër. En daarom kortliks vanmôre net so bietjie gesels oor wat 'n fariseër is. Nou, hierdie groep het absoluut geglo dat dit hulle taak is om die wil van God te doen. Hulle het geglo dat dit aan hulle opgedra is om toe te sien dat Judaïsme of dan die Joodse godsdienst, die leerstellings van die Jode toegepas word. En dit het vir die gewone man in die straat natuurlik 'n groot pyn veroorsaak. Want hierdie ouens was so toegewy aan hulle taak dat hulle die wette begin verander het en begin toepas het, terwyl hulle self dit nie eers in hulle eie lewe toegepas het nie. Ons gaan in die toekoms bietjie meer daaroor sê. Nou, een van die mees bekende fariseërs wat ons van weet, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, is Paulus. Paulus was 'n fariseër en hy het as gevolg van hierdie rol wat hy gevul het as geestelike leier, die geweldige verantwoordelikheid aanvaar. Nou, om natuurlik nou vir die volk 'n leier te wees. Hierdie mense, hulle het baie goeie dinge geglo, soos byvoorbeeld dat daar opstanding sal plaasvind, hulle in die bestaan van engele en ook demone, waarvan ons onder andere in Handelinge 23 vers 8 lees. Maar wat vir my baie belangrik is, en dit is wat ek graag ook in die toekoms met jou graag sal wil deel, en dit is, dat ek dink die meeste van ons is onder die indruk dat die Here Jesus net met hulle beklei het, en hulle het beklei met die Here. Nou dit is taamlik naby aan die waarheid. Maar die gevolg hiervan, dit wat dit tot gevolg gehad het, was dat ons vandag baie inligting kon kry uit die konfrontasies wat tussen die Here Jesus en hierdie fariseërs plaasgevind het. Ons byvoorbeeld dinge soos die betaling van belasting, die egskeiding, doop, vastye ensovoorts, is alles dinge wat die Here Jesus oor gepraat het, omdat hierdie ouens hom daarmee gekonfronteer het. En daarom wil ek vandag as ter inleiding sê, ek dink die fariseërs het ten spyte van hulle dwaaling, dat hulle so bietjie van die pad afgegaan het en verskriklik wetties was, vir ons vandag tot groot voordeel is, dat ons baie kon leer by die Here Jesus, omdat hy gekonfronteer is om hulle te antwoord. En dit is die dinge wat ek graag ook in die volgende tyd met jou wil deel. En ek hoop, jy gaan dit geniet om ook op hierdie manier agter te kom, hoe die Here Jesus oor dinge dink, hoe verstaan hy dit, en hoe verwag hy van ons om hierdie dinge toe te pas. So, ek dink ons gaan verder 'n aangename tyd tegemoet, en ek hoop jy gaan dit met my geniet. Geseënde dag vir jou.